Daar is twee dinge wat in die kerk tel, ongelukkig. En dit is die persecutions, vervolging. Daar is vervolgings in die kerk, dit tel in die kerk. Die kerk is nie meer so relevant soos wat dit altyd was nie. Ons is nie meer so kragtig soos ons veronderstel om te wees nie. As gevolg van die vervolgings, ons bang, ons vrees daai vervolgings. So ons compromise. Nee, kompromie, korrek, kompromie, maar compromise klink slegter. Ons is so besig om te compromise, want Oret sê gou vir ons, wat beteken dit? Kompromie. Ja. Ons soek 'n middelweg. 'n middelweg. Ja. Ons lower God's standards. Ja. Ons Because we are afraid to hurt people. Ja. Eina. En hoe het ons hulle ons doen hulle skade? Ons is bang vir wat mense gaan sê, so ons komprimeer, sê die lekker woord. Ons compromise wat die Here van ons verwag, om hulle tegemoet te kom. Wie is jou eerste disipel gewees? Dit was 'n vrou. Wie was die eerste disipel gewees? Jesus het hom geroep en gesê, kom, wees 'n visser vir my. Petrus. Ken jy daai storie? Petrus. En dis eers die Eider gewees en toe Petrus, maar dit maak nie saak nie, laat ons nou nie stryd. Hy het vir hom gesê, kom, en ek is seker hy het met hulle almal bedoel, los wat jy doen, kom doen wat ek vir jou vra om te doen. Jesus het vir hom sê, kom en wees vissers van mense. Jy's nou 'n visser van visse, wat jy goed doen, kom wees nou 'n visser van mense. Oupa, wat het jy nodig om vis te vang? Stok en 'n hoek. 'n stok en 'n hoek. En aas. Ja, as jy met die hand vang in elk geval. Of het nie. Of wat ook al manier dit is. Maar kom ons gebruik oupas en hy klink lekker. Dit klink rustig. Jy sit mos dan vang, nee oupa. Jy het 'n stok, hoek en aas nodig. Jy het Jesus nodig. Jy het die woord nodig. Jy het die evangelie nodig. Dis van dit is 'n surprise. Kyk wat dit is. Ja. En jy weet nooit vir die tyd nie. En die aas wat Jesus gebruik is die evangelie. Ja. Ek en jy verkondig daai evangelie. As ek en jy ons getuienis regbring, moet dit mense om ons verander. Daai getuienis wat ons bring, die evangelie, die good news, moet 'n mens hak. Jy moet hom aan die hoek kry. En jy weet die vuil goed, die vyand, gebruik dieselfde maniere. Hy wil ook vissers van mense, hy wil hulle opvang. Maar hy gebruik wat? Leens. Wat nog? Moord. Alles wat sleg is gebruik. Siekte. Weet jy hoe doen hy dit? En die grootste een wat hy doen, is om iemand te affronteer. Hy offense is die vyand se grootste byt. Want as hy jou kan 'n offense bring tussen twee mense, dan gaan daar divisie wees. En waar daar divisie is daar nie God nie. Waar daar divisie is, kan man en vrou teen mekaar opstaan. Waar daar divisie is, kan broer en broer teen mekaar opstaan. Waar daar divisie is, kan mense teen mekaar opstaan. Hy gebruik dit as 'n byt. Hy is slinks. Slinks en jakkals. Ja. En dan kom hy met klein dingetjies. En dan compromises. Weet, in die huwelik is daar kompromie. Het jy dit geweet? Ja. In verhoudings is daar compromise. In die wet is daar compromise. Oralste is daar, nooit kan jy sien, dieselfde ding vir almal dieselfde is nie. Al sê dit, dis 'n law. Dan kan jy maar gaan kyk, die law werk vir 'n ou so en vir 'n ander ou so. Want daar is kompromie. Die vyand kom, en hy sit saad uit. En ons get offended. En dan dan doen ons compromise.
dis nie veronderstel om so te werk. Ons is veronderstel om die reëls van die Here te volg. Wanneer ons kompromie daarop, dan is ons nie onder die wet van Maak God. oop deur. Die Ou Testament het onder die wet geleef. Ons is onder die liefde, onder genade. Maar ons kan nog steeds nie kompromieer wat die woord vir ons vra nie, en wat die Here vir ons sê nie. Ons kan dit nie afwater wat die Here van ons verwag nie. Ons moet op die oomblik wat hy met jou praat, getrou wees. Ja, immediate. Ons kan nie sê, "Ag, ek sal dit later doen," of nie nou nie. Dan compromise hy. En weet jy wat, wanneer jy gecompromise het, is daai oomblik wat vir jou geskep is, verby. Ek weet het. Ons het eendag gery en ek sien die ouetjie wat bedel op die straat, hy staan en trippel, want die pad is warm. En ek dog ek moet in my skoene volg. Ek het net plakkies gehad. Maar ek het gecompromise, nie nou nie, dis my plakkies ingery. Weet jy, kan nie omdraai terug gaan nie, want dan is hy nie daar. Jy het 'n seën van iemand gesteel, omdat jy in jouself gecompromise het oor wat die Here van jou verwag het. Ons is almal skuldig daaraan. Almal van ons compromise. Een of ander iets, een of ander tyd. Vergeef die Here ons? Ons glo so. As ons Maar voor al die dinge gebeur het, gaan ons eers bietjie in die Ou Testament kyk. Compromises en wat die gevolge daarvan was. En dis nie net een vers nie, so ek gaan net nie vir jou lees nie, so ek gaan vir jou 'n hoofstuk gee. En as jy nie op pen en papier het, dan sê ek jammer vir jou. Ek sal van Annelies mooi vra met vir julle te SMS, want ons moet 'n bietjie gaan kyk. Hoe het hulle gecompromise? En wat was die gevolge daarvan? Want in dit sal jy jouself erns herken. Maar nou is daar 'n kwaai ouetjie soos Daniel, hy het glad nie gecompromise nie. glad nie. En dan, wat is die gevolge van dit gewees? Job het glad nie gecompromise nie. In die gegooi. En het die leeu geëet? Nee, Nee. Josef was die vierde een. Jy sien, Job het nie gecompromise nie. Ons kan nie compromise nie. Job, is 'n job. Ja, Job. ja. Hy het 'n job. Een van die eerste compromisers is 'n kwaai ouetjie. Hy het tot boeke van die Bybel geskryf. Salomo. Is dit Salomo? Salomo. Ja, so. Dit gaan jy lees in 1 Konings 11. Hele hoofstuk 11 en jy lees wat het hy. Hy het vir hom vroue gevat. En nie net sommer nie, baie. Ja. En nie net sommer vrouens nie, sommer girls ook. Baie. Wat het dit in sy lewe gedoen? Hy het toegelaat dat afgodediens in die land inkom. Hy het die reëls van die Here verbreek. Daai gaan julle self lees. Daai kompromie van met gemaak dat die hele land van Israel geval het onder. Ja. Daar was tot 'n visie in hulle gewees. En dis, hoor nie, dis die vyand se doel. Offense en divisie. Dan Lot en Abraham. Weet, Lot het 'n mooi land gekies, mooi deel van die land, en Abraham het 'n ander land gedeelte. Dit gaan ons lees in Genesis 13. Lees die hele Genesis 13 en jy vertel wat van Lot. En Lot het so gesit en kyk die stede daar ver en wat ook al mooi vond hulle, en hy het sy tent nader geskuif. En net vir mooi begin, hy het sy tent nader geskuif. Water was nie meer. Eventually was hy midde in die stad, binne in die verderf. En dan gaan julle gaan lees daar wat het alles met hom gebeur. Totdat die Here weer ingetree het en hom uitgery het. Maar daar was gevolge. Daar was gevolge. Dan die Israeliete. Weet die Here was goed vir. Hy het hulle deur die rooi waters laat loop. Hy het hulle in 'n beloofde land ingevoer. Met melk, hoe sê hulle? Milk en honey. Alles van die beste. Wat het hulle gedoen? Die Here het gesê, verwoes. Neem oor. Wat het hulle toe gedoen?
Hulle het toegelaat dat van daardie mense bly. En deur van daardie mense wat daar te bly, hulle kan dit gaan lees in Judges hoofstuk 2, Rigters hoofstuk 2. Wat hulle toegelaat in daai kompromie, daai compromise, omdat hulle nie wou die visie hê, het hulle daai mense toegelaat tussen hulle. En dan weet ons wat het gebeur. Israel is eventually in 2 geskeur. Hulle het daarom begin 'n koning soek vir hulle self. Dit was nooit die Here se plan. Hulle betaal nou nog die prys. Nog steeds. In die Nuwe Testament ken ons vir Ananias en Safira. Handelinge. Dit kan jy gaan lees in Handelinge hoofstuk 5. Hulle hele storie. Compromise, storieetjies aangedra, nie die waarheid vertel nie. Offens gebring. En die uiteinde van dit was, hulle dood. In Openbaring, hoofstuk 2. Ons weet mos, hy het dit teen dit gehad en dit en dit. Maar in hoofstuk 2, In die kerk. die kerk van Pergamum, hy het teen hulle gehaat, hulle afvoer wat hulle ingebring het. Met ander woorde, die reëls van die Here het hulle gekomprimeer op. Ja. En waar daar compromise is, kan dan net slegte dinge wees. Disaster. Die Here het vir hulle gevra, die Here het vir hulle gesê, julle moet dadelik repent immediately, otherwise the sword Ja. of my mouth, met ander woorde, die woorde wat uit sy mond uitgaan, sal vir julle erg wees. Dit is die kostes daarvan gewees. Nou is daar nog enetjie. En ek dink nie ons van hierdie in die like nie. Hy is nie in die Ou Testament. Hy is ook nie in die Nuwe Testament. Hy is in jou ID-boek. As jy hom oopmaak, dan lees jy daar. Myne sê, een oret gous. In my lewe lang, dis daardie hoofstuk wat ek gaan lees, is daar kompromie gewees. Want elkeen van ons het al gecompromise. Selfs van ons is nou nog besig om te compromise. Gaan kyk maar. Gaan kyk na jou lewe. Jy moet hierdie week gaan kyk, waar het jy gecompromise? Weet jy wat is die gevolge daarvan? As ek so hier kyk wat die Here almal mee gedoen het. As jy uit die Here se beskerming uitloop, is dit asof die vyand reg het tot jou. Luister my goed, hy kan jou nie in die Here se hand uitdruk nie, maar hy kan jou lewe so moeilik maak, dat jy wil voel, jy wil nie meer lewe nie. Jy het dinge gecompromise, om nie te volg en na te kom nie. En die vyand het 'n inslag in jou lewe gehad. Inslag. Weet jy wat jy dit gedoen? Dat jy jou toekoms wat die Here vir jou beplan, verander. Ja. Dit het jou op 'n ander pad gesit, wat weg is van die pad wat die Here vir jou bepaal het. Ons ken mos die woord, die voetstappe van die regverdige is georden. Nie vervolmaak nie, georden. Die Here het dit beplan, maar gaan jy daar uitkom, is jou keuse. Hoe jy daar gaan uitkom, is hoe jy gaan compromise, wat die Here vir jou praat, en wat die Here vir jou wil hê, vir jou lewe. As hy 'n goeie God is, dan wil hy goed hê vir jou. Maar ons compromise met dinge, en ons laat dinge toe, en die vyand vat jou op 'n paadjie. Ja, ek glo, ons kan weer terugkom. Natuurlijk. Want die Here se genade is genoeg vir jou, sê die woord. Hy sê, ken my, en al jou weer, nie sommiges nie, en hy gaan jou baie gelyk maak. Hy sê, bewaar jou hart bo alles, en dit sal met jou goed gaan. Hy sê, die waarheid sal jou vry maak. Waar gaan jy dit kry? Jy moet dit soek. So eerstens, wanneer jy begin 'n compromise, dan voel dit vir jou, of die beskerming van die Here jou verlaat het. Dit voel of jy alleen is. Dit voel of jy eensaam is. En dis nie 'n goeie plek om te wees nie.
Want wat dit doen, dit jeopardize jou getuienis. Wanneer jy so voel alleen, so depressed is, weet jy wat, jy is nie lus om te getuig nie. En die Here gaan iemand op jou pad langs stuur wat jou getuienis nodig het. En weet jy wat, jy gaan dit nie gee of bring nie. Want omdat jy gecompromise het met iets, het die vyand 'n insaag in jou lewe. En kan jy nie doen wat jy moet doen nie. Wie die Here stuur elke dag iemand ons pad langs, glo ek. Wat either 'n smile nodig het, wat either 'n drukkie nodig het, wat either 'n woord nodig het, maar dan kan jy daar verbygaan, dat jy nie 'n geleentheid het om 'n verandering aan te bring in ons lewe nie. Maar as dinge wat ons toelaat, en dinge wat ons op compromise, wat die vyand insaag in ons lewe. En hy doen dit al baie lank, hy is 'n champion. Hy weet om dit te doen. En as gevolg van hierdie compromises, sien ons eksterne repercussies in ons lewe. En ek wil jou regtig challenge, dit was nou net Pinkster gewees. Ons is almal getent op die Heilige Gees. Gebruik die tyd, hoor by die Gees van God. Here, waar en hoe het ek gecompromise? Want partykeer is ietsie kleins. Dit kan 'n klein dingetjie vat, wat groei. En weet jy wat, alles wat groei, skiet saad, en dit bring vrug mee. En dit verwoes, en dit verkleineer jou getuienis. Jou getuienis is die kragtigste wapen, wat die Here in jou hand kan sit, vir die evangelie. Daardie byt, wat jy nodig het, om 'n visser vir die Here te wees, is jou getuienis. Die vyand like dit niks. Hy sal doen wat hy kan, om jou getuienis stil te hê. Ja. Want wanneer jou getuienis stil is, groei die koninkryk nie. Eina. Is dit eina? Ja. As jy nie neergeskryf nie, ek sal dit op die groepie stuur. Ek sal vir my admin vra om te doen. Is net 4 boekies. Lees daar die hoofstukke deur, dan sal jy sien, wat het hulle gedoen? Wat was die uitkoms daarvan? En dan soek jy jouself aan, want ek glo, ons almal was op 'n stadium daar. Miskien is van ons nog steeds daar, maar ons moet kyk na die konsekwensies van dit. En ons moet regstel. Ons moet divert. Ons moet terugkom by die GPS sê. Myne sê gereeld vir my, make a U-turn, make a U-turn. Ja. Ons moet daai U-turn maak om weer op die pad kom, sodat ons by ons bestemming kan uitkom. Jy dink dat, jy ken die pad. Maar ek sien die GPS is deesdae so kwaai, en jy wys vir jou waar is die verkeer, dan sê ek jou, vat sommer 'n paadjie so, dit gaan vinnig, dit is langer, maar vinniger. Kom ons kom weer tot 'n punt, dat ons gehoorsaam is, wat die Here van ons vra. Amen. Want wanneer ons dit doen, sê die woord, moet dit met jou goed gaan. As jou hart bewaar bo alles, as jy daagliks, en sekondeliks, en minuutliks, nie staat maak op jou eie gedagtes nie, dan sal die Here jou paai gelei. We need to constantly renew our mind. Maar, amen. Ek hoop nie dis wat lei gees, dit maar net met my gepraat, so ek hoop ek praat met jou. Hoop het beteken vir jou iets. Gaan lees bietjie daai stukkies. Ek het gewonder watter van hulle kan ek lees of nie, maar dit is lang stukkies. Daai een hoofstuk is baie lang, maar hy verduidelik vir jou presies, wat het hulle gedoen? Hoekom hulle dit gedoen het, en wat was die uiteinde daarvan? En dan soek jy jouself uit. Haal van daai naam uit en sit jou naam uit. En dan kan jy vir die Here sê, waar jy goed gedoen het, dankie, en waar jy verkeerd gedoen het, vergewe my Vader. Help my deur die Gees, rig my weer op, sodat ek weer op die pad kan wees. Ja, Ekskuus net nie so sê. om dit nie weer te doen. Ja, dit is die reëls.
Wat het Jesus almal gesê wat hy genees het, gaan en Sondag sondag nie meer nie. Amen. Amen. Staan saam met my. Prys sy naam. Vader, dankie Here dat ons weet, U is 'n goeie God. Omdat U goed vir ons bedink, Here, weet ons. As U dan vir ons 'n woord bring, Here, dan bedoel U goed met dit. Here, en is ek seker in my hart, U verwag van my om dit toe te pas in my lewe, Here. Help my Vader, deur die leiding van die Gees, om dit toe te pas in my lewe. En help ons Vader, as ons kom by 'n vraag, en ons rig dit aan die Gees, Here, dat ons 'n regte antwoord sal kry. Een wat ons sal help met die toepassing van dit wat ons hoor elke dag. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen. Wie